Maar laat my toe, geliefdes, vanmôre om te praat oor hierdie skrif wat die Here op my hart gelê het. Die wonderlike visvang in Lukas 5, waar die Here kom en kom kry Petrus sit daar met leenette besig om uit te spoel. Lang storie kort, die Here sê hom vaar uit na die diep waters en laat sak jou net. En hy sê, Here, op grond van u woord sal ek hierdie net laat sak. En hier sê vers 6, nadat hulle gedoen het hulle 'n groot menigte van visse gekry, soveel so dat die net wou skeer. Geliefde Suster Elisa was 'n ma, Suster Elisa was 'n ouma, Suster Elisa was 'n vriend, Suster Elisa was 'n auntie, Suster Elisa was 'n suster, Suster Elisa was 'n gemeentelid. Suster Elisa laat onberekenbare leemtes in almal se lewe wat 'n pad met haar geloop het. So Suster Elisa hier lê, besef sy nie eens die impak wat sy gehad het op mense se lewens. Nie eens sy kinders weet die impak wat Suster Elisa gehad het in almal se lewe. Suster Elisa laat 'n leemte wat my bekommer. En laat my toe om hierdie skrif te vergelyk met die leemte wat daar is in hierdie net. Hoe wonderlik is dit om te weet, wanneer die lewe leemte laat in 'n mens se lewe, dat jy kan kom na die Here met jou net en hy sal sorg dat jou net gevul word. Suster Elisa het 'n groot leemte gelaat. Familie, ek verminder nie daarheen gaan nie, maar dit is reeds omdat ek weet die skade wat die dood doen, verwys ek u na die Skepper van Suster Elisa. Hy alleen kan hierdie leemte vul. Hoe wonderlik is dit om jou lewe net voor hom te bring. Hoe geseënd is ek dat my lewe net alles in die skoon nie, alles in die niet nie, alles in die aansien nie, maar hy kom voor Jesus. Hoe bevoorrecht is ek dat my net beland voor die Here. Kan dit is miskien as ek nie met my nie, blinde Bartimeus, jy kan blind gebore is, maar laat jou blindheid net kom onder die aandag van Jesus. Hoe jy sy aandag trek, ek gee nie om nie, of jy om nou skree, maar laat jou blindheid net onder die aandag van Jesus. Lazarus
is ek weet nie wat maak jy deur nie. Maar ek kan nie beloof die Here is lief vir jou. Sorg net dat jou probleem gelukkig is wat my troos hier. Die Bybel sê dat hierdie net is so vol dat hy wil skeer. Ek vraag myself, maar ken die Here nie hoe groot is die net? Maar die Bybel sê hierdie net wil skeer. Want as God gee, dan gee hy te veel. Jou net sal skeer. Die Psalm is Dawid het 'n beker. Hy sê my beker is so vol. Hy sê my beker loop oor. As God ingooi, ek weet nie, kan God nie sien, maar hy loop oor. Jesus sê ek gee lewe, maar luister hoe beskryf hy, hoe gee hy lewe? Hy sê ek gee lewe aan oorvloed. Wat as God gee, dan gee hy te veel. Bring net jou net, wat jou behoefte word gelas. Bring net jou net na die Here toe. Hy sal hom maak. Glo my, dat die Here vir jou instuur het. Jou lichaam is te klein, jou hart is te klein. Dit wat God instuur het, kan jy nie dra nie. Bring net jou net. Israeliete bid vir kos. Hy gee hulle manne. Hy gee hulle so baie dat hulle later skreeu en sê die goed is te veel. Gelukkig ek kan kyk die Here in sy diepte. As ek kom by slegte dinge, dan sê hy dra jou las. Hy sorg dat jou las lig is. Hy sorg dat jou juk sag is. Maar as het kom by goedheid en gans, dan weet God nie. Dan sê hy my beker loop oor. Nie van kragtes nie, nie van goedheid. Van die grootheid en die goedheid van die Here. Ek bemaak nie 'n olifant nie. Ek sterwe deur sy ewige woord. Ek sê nie wat hy 2000 jaar gelede gedoen het met hy. Gelukkig as God werk. Ek weet nie hoeveel mense het vir Petrus gelyk of nie gelyk. God vra nie jou vyand nie. Of jy nou toe dokter toe gaan of jou skinne. As God besluit
Hy vul jou net. Gewoonlik doen hy dit in die teenwoordigheid van jou teestander. God soek dat hy nader is. Hy moet kyk hoeveel God jou net. Want as die Here vir my is, as God vir ons is, wie kan teen ons is? Dis die moeite werd om die Here te dien. Dis die moeite werd om hom te aanbid. Wat het die Here nodig om my net te vul? Kwalifikasies, geld, beïndruk. Geliefd is hierdie skrif wat ek geheim. En ek hoop die familie luister hierdie geheim. Hy sê nadat hulle gedoen het, hulle moes eers doen. Toe vul die Here nie. Die probleem van ons wil hê die Here moet vul, maar ons wil nie doen nie. Jy gaan anders kyk, die amens gaan 'n bietjie stiller raak. Wanneer praat nou oor die doen. As dit kom by die net vol, steek my hand op. Maar ons moet eers doen. Geliefdes, ek kyk mens al die skrif om te kyk, dwaal ek. Hy sê almal wat vermoeid en belas is daar aksiewoorde. Hy sê kom, so ek moet. Is mens doen. Hy sê nie almal wat vermoeid en belas is, jy moet net so sit, ek sal na jou toe kom. Hy sê ek staan by jou hart weer en ek klop. Wie moet hy weer opmaak? Dat is het doen. Soek jy jou net vol, Petrus. Jy sal moet eers doen. Hy maak jy vol teen die strand toe. Hy kyk nie jou gevoelens nie. As jy jou self prioriteit maak en jy soek die guns van God, doen eers. Verlangde man wil jy opstaan. Jy sal moet zorg dat die gedoen word. Jy sal moet 4 manne kry. Hulle sal moet op die dak klim. Die dak sal moet opgebreek word. Jy sal moet gelaat, maar daar is 'n doen. Vrou wat in bloedvloeiing ly, soek jy genesing. Jy kan hom kry, maar is jy bereid om te doen? Jy sal moet weer kry. Jy sal moet agtervolg. Jy sal moet jou oog hou op Jesus. Want hulle is 12. Hulle lyk eners. Hulle trek eners aan. Jy sal moet navraag werk doen. Was het my tyd? Wat jy sal moet doen. Jy is wil jy jou kind moet opstaan. Jy sal moet Jesus gaan soek. Jy sal moet voor hom neerval. Gelukkig is hy een van die Heilige Gees. Hy gaan elke ene aan soos wat hy hier sit. Wat moet jy doen? Ek gaan
gaan nie preek van Jatsie goed by my suster nie. Maar jy weet wat moet jy doen. Of sy nou vergifnis is dit, of jy met hy stok gaan uitgeloof. Maar doen. Sal jy moet doen. Geluk is niemand doen wat jy glo nie. As ek sit en jy sê my hier is 'n bom, en ek sê, nog 'n bom. Gaan ek opstaan? Maar as 'n mens my sê hier is 'n bom, ek gaan oor tot aksie. Ek doe nie net my glo. Hierdie roei is nie net doen en gehoord, maar dit is glo. Glo in wat? Hulle glo in die woord. Wat hy sê op grond. Nie van die lokasie nie, op grond van die woord. Wie en wat is die woord? Johannes 1 vers 1 sê, hierdie woord was by God. Hierdie woord was God. Hierdie woord het vlees kom word en onder ons kom woon. Alles het ontstaan terwille van die woord. As ons vandag sê jy moet glo, dan sê ons jy moet glo in die ewige, lewendmakende, goddelike woord van God. Geliefdes, ek dink maar nou, ek gaan nou afsluit. En as ek dink, dan bly ek die woord van die Here. Die beste ding wat die apostel Olifant vir my kon agterlaat. Die beste ding wat vele om Jan Springbok hierdie familie agtergelaat het. Die beste ding wat ons moeder hier agtergelaat het, is die woord. Om jou net voor te hou. Gaan op grond van God se woord. Doen volgens die woord van God. Geliefdes, ek dink by myself en dit is vandag is algemene kennis. As ek die mense sê, maar hoekom bekeer jy nie? En sê, pastoor, maar ek voel nie so nie. Nou bly die Bybel deur sê, oké, dis 'n gevoel ding. Ek moet so voel. Peter is gevoel om uit te vaar. Hoe sê die Bybel, hy het geskoei. Luister maar mooi. Hy sê, Here, was dit heel nag hard ge. Die man is moeg. Ek weet die mislukking wat die lê in die see. Jy sê nou, ek moet gaan. Maar as jy die woord glo,
gelewe het volgens die woord van God. En wanneer so 2, 3 verse lees of skrifte, dan wil ek 'n uitnodiging maak. Johannes 5 vers 24. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie. As jy hierdie woord glo, ons gee nie net aardse dinge nie, maar ons maak jou net vol ewige lewe. Johannes 8 vers 51. Voorwaar, ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in ter ewigheid nie sien nie. My suster, ons moeder hier, het nie net geglo nie, het nie net gedoen nie, maar sy het hierdie lewende woord bewaar. Sy ras nie dood nie, sy slaap. Hierdie lewende woord sê, sy sal die dood in der ewigheid nooit sien. Daar is 'n lied wat die bekeer mense sing. Kom glo nou die woord. Nie net enige woord nie, woord van verlossing. Hy verlos jou uit jou depressie uit jou neerslagtigheid, uit jou kop-laat-hand situasie, en hy maak jou net vol. Ek weet het iemand miskien vir Johannes en vir Petrus uit die Ou Testament gelees. Spreuke 16 vers 20 sê, wie ag gee op die woord, sal die goeie vind. Gaan dit sleg met jou? Is jou net te leeg? Gee ag op die woord van God. Geliefde sondes is baie lekker, dit moet lekker is. Ek het nog nie kan gedraai nie, maar ek kan musiek lekker doen. Ek is ook nie lekker. Ek sien. Ons kry net nie die blydskap van bekeer mense soos die wêreld daar buite nie. Hy net 'n lekker smaak. Hier moet ons sukkel. Jy sien hoe men ek skree. Daar moet jy skree. As jy kom, hy is van ver af in die wijk. Ek weet nog nie as jy af te tees nie, maar jy gaan sien. En dan gaan nie so lekker. Die wêreld het 'n lekkerte. Het is om nie downplay nie. Ons is in sonde gebore, tydens skop natuurlijk in. Hy staan net daar waar jy wil hê. So as jy ons hier sien, ons dien die Here. Ons val in by God se woord. Nie omdat ons so voel nie,
is nie 'n gevoel nie. Bekering is 'n moedsak. As ek God se seën soek, dan moet ek my bekeer. Die psalme sê, dis net die regverdige wat hy hoor. As ek wil hê, dan moet nie 'n skynsmuur is nie, dan moet ek my sonde bely en laat staan. Ons sal moet doen wat die Here van ons verwag. As jy wil hê, jou nek moet vol wees. Halleluja. Oh my God. Halleluja. Ek wou iets genoem het, geliefdes, maar ek gaan klip gooi. Halleluja. So kom ek los dit. Geliefdes, ek wil hierdie uitnodiging maak. Halleluja. Ek weet nie wat se probleem gaan nie deur nie. Ja, Here. Maar al wat ek nie vra, Here, prys U. bring jou net en kom toets Jesus. Hy beloof in sy woord en sê dat ek is 'n waarmaker van hierdie woord. Halleluja. Hy sê hy staan agter sy woord. Toe Ezekiel met die dorpbene praat, toe sê hy, hoor wat sê die woord van God. Wat ek die vraag, kom vandag met jou situasie en kom lê jou net voor die Here. Geliefdes, daar's een ding wat ek van u sal vra om te doen as 'n teken van geloof. U moet net staan. Dis al. Dan doen ons vir u 'n gebed en u staan voor 'n lewende God wat 'n waarmaker is van sy woord. En ons bid vir u dat die Here sal intree en u gebed sal verhoor. Dankie Jesus.